Môre en welkom by nog 'n episode, hier saam met my, Lisel van Zyl, tussen koffie en genade. Vanoggend gaan ons weer 'n bietjie gesels oor 'n paar belangrike onderwerpe, en die is jou weeklikse leefstylprogram wat jou help in verskillende elemente van die lewe te verstaan en ook goddelike beginsels. So vandag begin ons met 'n splinter nuwe reeks en ek het iemand baie spesiaal saamgenooi om saam met my te kuier vir die volgende paar weke. So ons gaan praat oor die huwelik en hoe ons die verskillende elemente oor die huwelik gaan hanteer en gesels hoe om by 'n gelukkige, goddelike huwelik uit te kom. So my gas vanoggend is my man, Dean van Zyl. Baie welkom, Dean. Dankie, baie dankie, dis lekker om saam met jou hier te wees. Ag jene my lovey, dis baie lekker om jou hier te hê. Vertel ons 'n bietjie meer van jou agtergrond in die bediening. Ja, wel, jy weet mos, ons het van die begin af, maar vandat ek en jy getroud is, mense begin bedien en was ons betrokke by mense se lewens en ons het agtergekom hoe belangrik dit is dat 'n ou se huwelik gesond is. En ja, dit is baie belangrik. Dis een van die belangrikste dinge wat jy seker kan hê is om die regte lewensmaat te kies, want as jy daar fout maak, is daar groot probleme. Nee, dit is 'n feit. En dan sê mense ook, dan is jy eerder alleen as om saam met hierdie persoon getroud te wees en dan het mense soveel konflik. En is eintlik so hartseer om te sien hoe seer mense het in huwelike. Nee, verseker, ek dink die groot probleem is die feit dat hulle nie God se woord nakom nie en doen wat God se woord sê nie. En hulle maak nie God die middelpunt van hulle lewens nie. En ek dink selfsug speel ook 'n baie groot rol. Verseker, so ons gaan 'n paar elemente vanoggend hanteer. En vanoggend se tema gaan oor om die fondasie van jou huwelik op goddelike waardes te bou. So ons gaan praat oor onderwerpe soos jou fondasie, ons gaan praat oor waardes, ons gaan praat oor die verbond wat jy maak in die huwelik en dan gaan ons eindig met liefdestale en hoe om by mekaar se harte uit te kom. So ons gaan so vinnige breek vat en dan is ons nou weer terug. Welkom terug julle. Ek en my man gesels vanoggend saam met julle 'n bietjie oor gesonde huwelike. En ons gaan 'n paar beginsels deel uit ons eie lewe uit. Ons is nou, hoe lank liefie? 28 jaar hierdie jaar. In September, ja. 28, want vir nou 27 jaar al getroud en ons het al 'n paar sakke sout al saam opgeëet. Maar die ding is ook, wanneer ons die fondasie reg het in die huwelik, dan maak dit amper dit makliker om konflik te hanteer en ander dinge wat mens ook mee te doen kry wanneer jy getroud is. So om 'n gesonde huwelik te bou, is dit so belangrik om eerstens die fondasie reg te hê. So ons gaan oor die loop van die volgende paar weke oor verskeie onderwerpe praat en daar's 5 pilare. As mens nou kyk, jy het 'n huis en jy het nou die fondasie, dan het jy 5 pilare waarop die huis gebou is en dan het jy die dak. So die fondasie van hierdie struktuur is goddelike, onvoorwaardelike liefde. En natuurlik is dit ook om God eerstens die middelpunt te maak van jou huwelik. Want uit dit uit vorm die ander pilare. So die ander pilaar wat ons gaan oor praat is die liefde en ons sal dit later vandag bietjie daaroor praat, oor die liefde en liefdestale en hoe dit werk. Tweedens is dit natuurlik om kennis te kry en insig en te verstaan hoe ons verskil. Wat is elkeen se rolle? En ons gaan bietjie 'n volgende week of 2 sal ons daaroor praat om daai aspek ook te verstaan in die huwelik en wat elkeen se rolle is. En dan gaan ons praat oor die derde aspek en dit is om mekaar te dien. En dan gaan dit oor na die 4de aspek wat gaan oor die motief van jou hart en om in gehoorsaamheid te wandel wat op die ou ende dan ook onselfsugtigheid is. En die laaste aspek is natuurlik kommunikasie en dit is so belangrik dat ons hierdie verskillende beginsels moet verstaan en ook dit toepas in ons lewe. Dan as ons
hierdie 5 beginsels in konteks sien en ons wandel in gehoorsaamheid, dan is die dak van ons struktuur natuurlik goddelike beskerming. En dit is waarin ons wil wandel, veral as ons in die huwelik is. So eerstens gaan ons wegspring en ons gaan praat oor God wat die middelpunt moet wees in die huwelik. En ek wil net gou-gou vir ons hierdie versie lees. En dis in Spreuke 3 vanaf vers 5 tot 6. Lean on, trust in, and be confident in the Lord with all your heart and mind, and do not rely on your own insight or understanding. In all your ways know, recognize, and acknowledge Him, and He will direct and make straight and plain your path. So hoe te meer in die huwelik as jy in gehoorsaamheid wandel en God as die middelpunt plaas, sal dit dan 'n seën wees om ook in die huwelik 'n, kan ek sê, 'n straight and plain path te kan hê. So Dian, vertel ons 'n bietjie meer van hoe God die middelpunt moet wees in jou huwelik. Wel, ek wil begin deur te sê dat as God nie die middelpunt was van ons huwelik nie, dan sou dit al lankal skibreek gelei het. Dan sou ons al lankal uitmekaar uitgewees het, want God is hy is die outeur van die huwelik tussen 'n man en 'n vrou. Yes. En hy het dit uitgedink en hy weet hoe dit werk. So as jy nie God se beginsels toepas in jou huwelik nie, dan is daar nie 'n fondasie nie. Ja. Want die Bybel sê vir ons die fondasie is sterk wanneer ons diep grawe, nommer 1, met ander woorde dis harde werk, en wanneer ons daai rots soek om op te bou, en daai rots is God se woord, en om te doen wat God se woord vir ons sê. So as jy dit nie doen nie, dan gaan hierdie huis nie staan nie, en dis baie maklik in die begin, as jy daar eerste paar jaar getroud is, ek wil amper sê jou eerste jaar, is dit maklik, totdat die moeilike dinge begin, wanneer die finansies begin druk, die kinders kom, allerlei dingetjies gebeur, as dalk siekte, daar's 'n krisis, dan het jy daai rots nodig, dan het jy nodig dat God die middelpunt sal wees van jou huwelik. Anderster gaan dit nie uitwerk nie. En dan gaan daar baie trane wees, of jy's dalk in hierdie huwelik vir 40 jaar nou al, en jy's nog steeds ongelukkig. En die rede hoekom jy ongelukkig is omdat iewerster God se woord nie nagekom word nie, want God maak nie foute nie. Yes. Die beginsels wat hy in sy woord neerlê, gee vir ons duidelike instruksie van hoe ons mekaar moet hanteer. En ek dink baie min mense verstaan eintlik dat counseling is nie eintlik nodig, of berading is nie eintlik nodig, as jy God se woord kan lees, verstaan en dit gaan doen nie. So 'n goeie beraader wys maar net vir jou wat God se woord sê, en as jy dit doen, dan werk jou huwelik op die einde van die dag uit. En ek dink, ons is deesdae ook maar 'n bietjie lui om Bybel te lees, baie van ons, maar as ons regtig 'n studie gaan maak van die huwelik, wat jou belangrikste na God se keuse is, dit jou belangrikste keuse wat jy in die lewe maak, is om die regte huweliksmaat te kies. Ja. En dis miskien die volgende punt wat ek net wil aanraak is, wie is jou huweliksmaat? Nou, hierdeur wil ek nie sê, jy moet nou hierdie huweliksmaat wat jy gekies het gaan skei, omdat hy nie die Here dien nie. Maar dis baie belangrik dat al twee persone 'n verhouding met die Here sal hê. Want die ding is ook, in 'n huwelik word jy gechallenge in elke aspek van jou lewe. Jou persoonlikheid, wie jy is, en as daardie fondasie nie reg is nie, soos byvoorbeeld sien jy sukkel met 'n lae selfbeeld, of jy weet nie wat jou identiteit is nie, dan gaan dit dadelik al bietjie wankelrig wees. Ja, so die eerste beginsel is, om jou fondasie reg te hê, is moenie met 'n ongelowige persoon trou nie. Ja. En ek dink, dis baie keer die hoop van die een persoon of die ander persoon, jy dink dalk, ek gaan met hierdie persoon trou en ek gaan hom na die Here toe lei, Ja. of hy gaan later verander, en dan gebeur dit nie. So, Paulus sê vir ons baie duidelik, hy sê, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowige nie, en dit het direk te doen met die huwelik. So 'n juk was 'n houtbalk
wat twee diere saam gebind het om in dieselfde rigting te ploeg. En as hulle nie eeners was of in dieselfde rigting getrek het nie, het die werk skeef geloop en dan het albei gelei. Baie kere was die een os kleiner as die ander ene. Of hulle het ook gesê, jy moet nie 'n donkie saam met 'n bees inspan nie. Dis een van die goed wat verbied is in God se woord, is om dit nie so te doen nie. So, en dan sê die Here vir ons, dan sal dit uitwerk, want dis op goddelike beginsels, en ek dink dis die volgende punt wat ons nou gaan aanraak, is, jy moet kan saamstem oor die waardes in die huwelik. Yes. En dan sê die Here ook, maar moenie daai persoon skei. Kom ons sê, jy is 'n kind van die Here, en jy kom tot bekering in hierdie huwelik. Kom jy tot bekering en jou man het nog nie die Here aangeneem nie, of jou vrou het nog nie die Here aangeneem nie. Dan is daar 'n instruksie wat sê, dat dit nie nodig is om daai persoon te skei nie. Yes. Dis nie nodig nie. So, ou moet baie versigtig wees om nou te sê, hoor hierdie persoon dien nou nie die Here saam met my nie, so ek gaan hom nou skei nie. Inteendeel, jy moet 'n voorbeeld wees vir daai persoon, sodat sy lewe kan verander en dat hy na die Here toe kan kom. Yes. En weet jy wat, en dit is ook hoekom dit so belangrik is, as mens kyk in die huwelik, en soos jy ook genoem het, die woord is daar om ons na genesing toe te lei. En as jy nie die woord in die huwelik is nie, is dit partymal so moeilik om by genesing uit te kom. En dit kom dan na die volgende punt wat ons oor wil praat, is, wat is jou waardes? En die belangrikheid om te weet waarvoor jy staan. Want as jy nie weet presies wat jou waardes is en waarvoor jy staan nie, dan gaan mens begin rondval. So dit is so belangrik om eerstens, soos ons sê, die fondasie, net nou gesê, ons moet diep grawe, en dit word gebou op daai waardes, want as jy weet wat jou waardes is, en wat God se woord vir ons sê, dan bring dit die vastigheid en die sekuriteit. En ek dink ook baie keer is dit hoekom mens sukkel in die huwelik, want hulle voel onveilig, omdat God se waardes nie noodwendig daar is nie. Absoluut, dis wat Amos 3 vers 3 vir ons sê. Hy sê vir ons, sal twee saamloop as hulle nie ooreengekom het nie. En daardie een vers verduidelik soveel van wat in 'n huwelik moet gebeur. 'n Huwelik is nie net twee mense wat onder een dak woon nie. Dit is twee mense wat besluit om in dieselfde rigting te loop. En om saam te kan loop, moet daar ooreenstemming wees, veral oor die kernwaardes in die huwelik. So as albei gelowiges is, dit beteken nie dat hulle kerk toe gaan nie. Ek dink dis die fout wat ons baie kere maak. Jy dink as hierdie persoon kerk toe gaan, dan is hy 'n gelowige, wat nie altyd die waarheid is nie. Jy moet wedergebore wees. En dit beteken hulle deel dieselfde fondament. Hulle erken dieselfde Here, hulle onderwerp hulle self aan dieselfde woord, en hulle glo dat God se waarheid hoër is as hulle eie opinies. Yes. So wanneer daar 'n besluit geneem moet word oor geld, vra hulle, wat sê die Here? En wanneer daar spanning is, vra hulle, hoe wil God hê moet ons mekaar behandel? En wanneer hulle kinders groot maak, dan vra hulle, watter waardes leer ons hulle? Ja. So dis hier waar Amos 3 vers 3 prakties word. Twee kan nie saamloop as die een sê God eerste en die ander sê my wil eerste nie. Jy moet jou eie wil kruisig en neerlê. So selfs onder gelowiges is gedeelde waardes noodsaaklik. Julle moet saamstem oor die belangrike core values van wat Christendom vir jou beteken. Oor die klein dingetjies kan 'n ou verskil, maar daar's sekere groot dinge wat 'n ou verseker oor moet saamstem, sodat daar vrede in die huis kan wees, want waardes bepaal die besluite op die einde van die dag wat jy maak. En dan die besluite bepaal die rigting van jou huwelik. As jy die verkeerde waardes het, gaan jy in die verkeerde rigting trek. En daar gaan sekere goed wees in die opvoeding met die kinders wat julle nie oor gaan saamstem nie. Byvoorbeeld, moet ek 'n kind pak gee, moet ek hom nie pak gee nie. Wat sê die woord van dit en wat sê hy van dat? Wat sê die woord van my finansies? Moet ek 10de betaal, moet ek nie 10de betaal nie? Ja. Al daai goed speel 'n baie groot rol, en ek dink as 'n ou in die gees eenheid kan bewerkstellig en jou waardes is reg wat dit aanbetref, is daar al klaar 'n klomp dinge wat uit die pad is Yes. vir die huwelik om mooi uit te werk. Yes.
dit is so waar wat jy sê, want as ek net dink in ons eie huwelik, kyk, ons het ook al 'n paar konfliksituasies gehad, maar wat ons huwelik regtig rotsvas gemaak het, is van die begin af het ek en jy dieselfde waardes gehad. Definitief. Toe ek en jy mekaar ontmoet het ook, ons was dadelik ons het juis connect, omdat ons albei so lief was vir die Here, en dit is wat vir my so mooi was. En dit is ook om dit so waar is wat jy sê, van die begin af moet jy jouself vra, is dit die waardestelsel wat ek het, is dit my eie waardestelsel, of is dit gebaseer op die waarheid van God se woord? Soos byvoorbeeld, hoe gaan ons te werk gaan as ons nou, byvoorbeeld ek het nou 'n vriend, ek praat nou van 'n mansvriend, hoe gaan jy daaroor voel? En dan nee, dit werk nie in ons waardestelsel nie, dan moet ek bereid wees om dit te sacrifice eintlik, want ek kan nou nie ander mansvriende hê nie, want dit gaan nou nie meer werk nie, want ons is nou in die huwelik. Of soos byvoorbeeld, hoe voel julle oor dobbel, hoe voel julle, wat is aanvaarbaar, wat is nie aanvaarbaar in die huwelik nie, en hierdie is goed wat mens moet vasmaak eintlik, nog voor mens getroud is, want ons moet besef, wat is die waarheid van God se woord en wat is vals? Wat is valse waardesisteme wat ons in plek gesit het, en dit sal dan die boublokke wees van daai huwelik. En dan is dit of mens deur storms kan veg, want jy weet op die ou ende is ons albei lief vir die Here en gaan ons sy waarheid soek, en dit laat ons dan veilig voel. Ons gaan ekskuus, wil jy nog ietsie bygevoeg het? Ja, ek dink net voordat ons 'n breek vat, Yes. dis baie belangrik dat voor iemand trou. Ek Ja. hoop daar's mense wat luister wat nou nog nie getroud is nie, maar wat beplan om te trou, is om voor die tyd oor hierdie goed te praat. Laat 'n ou nie net blindelings in 'n huwelik instap, maar jy het nooit voor huwelikse berading gehad nie. Ja. Waar jy kan praat oor, maar wat is jou waardes? Hoe sien jy hierdie ding in die huwelik? Ja. Ek dink dis 'n groot leemte wat ons het. Dis baie maklik om te trou. Dit kos jou baie kere honderde duisende rande om deesdae te trou. Maar jy is nie bereid om R10,000 te spandeer op 'n goeie huwelikse of 'n voorhuwelikse beradingssessie of 'n kamp of 'n inligtingsessie of kommunikasiekursus nie. Ek dink dit is baie baie belangrik. Ja. En selfs as jy getroud is, Ja. en jy dit nooit gedoen nie, kry iewerster materiaal in die hande. Daar's soveel tools en sleutels daar buite deesdae om dit reg te doen. En om dit te verander. As jy niks kan nie verander word nie. Ou kan daai fondasie weer nuut gooi en weer dinge verander in jou huwelik. Nee, verseker, en dit is so belangrik, soos die Bybel ook sê, voordat jy 'n gebou bou, moet jy eers, you must reckon the cost. En dit is presies dit wat jy moet vasmaak. Okay, waarvoor staan ons en waarvoor staan ons nie? Ons gaan gou-gou 'n breek vat, en dan gaan ons 'n bietjie praat oor die verbond in die huwelik, en hoe belangrik is dit om daai aspek te verstaan. Ons is nou weer terug. Welkom terug hierso tussen koffie en genade. Vanoggend kuier jy hierso met my Lisel van Sail en my man Dian van Sail, en ons praat 'n bietjie oor die huwelik en verskeie aspekte van wat mens moet verstaan en in plek sit om by 'n gesonde, goddelike huwelik uit te kom. So as daar een aspek is wat mens moet verstaan voordat jy in die huwelik ingaan, is dit die verbond en wat dit beteken. Om 'n ooreenkoms te maak en die Bybelse beginsels te volg en ook te verstaan wat dit beteken, want dit is dan waar daar gaan eer inkom en respek gaan inkom, want soos ons nou genoem het, jou waardes en jou fondasie is gebou op goddelike waardes. So Dian, vertel ons 'n bietjie, hoe belangrik is die verbond in die huwelik? Ja, wel, sonder 'n verbond kan daar nie 'n huwelik wees nie. Ons dien 'n verbondsgod. As jy kyk in die Ou Testament en in die Nuwe Testament, dan praat ons al klaar van die Ou Testament, Nuwe Testament, dis die ou verbond en die nuwe verbond. En die Here sien nie ons in 'n huwelikskontrak nie. En ek dink dit is die grootste fout wat ons baie keer maak is ouens sê ek gaan 'n huwelikskontrak teken. Maar eintlik is jy besig om 'n verbond te sluit met 'n ander persoon. Ja. En dis nie 'n kontrak nie. Dis 'n verbond. So ek gaan nou 'n bietjie meer verduidelik wat 'n verbond beteken. Jy sien, 'n kontrak sê ek sal my deel doen solank jy jou deel doen.
So dit is voorwaardelik. Daar's voorwaardes aan 'n kontrak. A give and a take. Ja. Maar 'n verbond sê ek gee myself aan jou selfs wanneer dit my alles kos. Sjoe. Wanneer dit my lewe kos. En 'n verbond het absoluut te doen met een woord en dit is opoffering. Dit het te doen met jy bring jou lewe as 'n offer. Joe. En ek dink dit skakel alle selfsug 100% uit. Amen. Want nou gaan dit nie meer oor wat ek uit hierdie ding uit kan kry nie. Wat kan ek uit hierdie huwelik uitkry? Jy maak my nie gelukkig nie. Dis nou nie meer vir my lekker nie. Yes. En dit is absoluut die teenoorgestelde van wie God is. Want Jesus het nie op sy emosies gereageer toe hy besluit het om vir ons te sterf aan die kruis nie. Yeah. As hy op sy emosies gegaan het, en ek dink daai ouens wat die Houtkruis liedjie gesing het dit so mooi gestel. Ja. As gevoelens hoegenaamd besluite raak, dan was Sjoe. daar nooit die kruis nie. Sjoe. En dit raak my altyd so diep dat die Here absoluut teen sy grein gegaan het in die tuin van Getsemane en net gesê het ek gee myself Ja. vir hierdie mense, for the joy set before me. En as ons daai beeld kan kry in die huwelik, dan verander alles. Want ewe skielik gaan dit nie meer oor myself nie. Dit gaan nie oor wat ek uit hierdie kontrak uit kan kry nie en jy vervul nie in my behoeftes nie en al daai goed wat ons daai selfsug wat dadelik opkom. Dit skakel dit 100% uit. So ons lewe nie in 'n perfekte wêreld nie en ongelukkig kom hierdie goed in ons lewe baie keer in en 'n ou voel, maar weet jy wat, ek's nou al so moeg opgeoffer. Ek is al so moeg om die regte goed te doen en om nice te wees met my man of met my vrou en ek is al so moeg om jammer te sê en ek is al so moeg om en die ding is Jesus was nooit te moeg vir ons nie. Ja. Hy het aangehou totdat alles volbring was. En tot almal teen hom gedraai het. Toe hy op sy swakste was, het hy nog steeds gegee. Verseker, so die huwelik was God se idee en God se plan en dit is hoekom hy in Genesis 2 vers 24 sê, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. En daai aankleef beteken letterlik om vasgeheg te wees, permanent verbind. So dis nie iets wat eintlik gebreek kan word nie. So Jesus bevestig dit in Matteus 19 vers 6 wat hy sê, wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. En in 'n Bybelse huwelik is God nie net 'n getuie nie, maar hy is die een wat die verbond bekragtig. Sjoe. Hy is die persoon wat inkom en sê, hier's die gom wat julle gaan lamineer aan mekaar vas, sodat 'n ou net die 2 stukke hout kan sien, maar dis 1 stuk hout. Dit word letterlik 1. So 'n verbond beteken nommer 1 tot die dood toe. Dis 'n offer wat gebring word. As 'n ou kyk na Abraham, toe God 'n verbond met Abraham gesluit het daar bloed gevloei. Daar was bloedvloeiing gewees. En dis wat Romeine 7 vers 2 leer, dat 'n vrou gebonde is aan haar man solank as wat hy leef. So God se sy oorspronklike bedoeling was nooit ons probeer dit vir 'n paar jaar en dan kyk ons of dit werk nie. Ons kyk nou maar hoe die ding uitwerk. Ons kyk maar hoe dit uitwerk en so dit was tot die dood ons skei. Sjoe. Nou ek verstaan hier's baie geskeide mense wat ook vandag luister en ek wil nie julle onder enige veroordeling bring nie en dis ook nie Jesus se idee om dit vandag te doen nie. Ons praat hier van God se oorspronklike plan vir die huwelik. En ek glo daar's baie kere omstandighede wat 'n ou nie anderster kan as om te skei met hierdie persoon nie. Yes. Wanneer daar abuse is of wanneer daar wat ook al die geval is, ons gaan nie nou daaroor uitbrei nie. Yes. Maar ek wil nie julle moet veroordeel voel vandag terwyl ek praat, terwyl ek hierdie goed sê nie, maar verstaan nie, dis God se oorspronklike plan is laat dit so sou werk. So die ander ding wat plaasvind in 'n verbond is daar's 'n uitruiling van wapens en klere. Daai tyd as een groep mense met 'n ander groep mense 'n verbond gesluit het hulle ingegaan en hulle het gesê, maar hoorie, wie's jou vyande? Gee vir my 'n lys van hulle name, hulle word nou my vyande. Sjoe. En my vyande word jou vyande. So onmiddellik is ek staan saam met jou. Ja, en jy maak mekaar se rug toe. Net so. Ek beskerm jou.
Ek veg langs jou en ek dink dis baie kere die man se probleem en die vrou se probleem is hulle voel maar my maat het nie my back nie. Ja. Jy's besig om eintlik teen my te werk. Ja. Die oomblik wat die vrou kom met haar emosionele probleme, dan kom die man en hy draai om en hy sê ag man, kom Moenie net so reg. voel nie, Ja, daai ja. rasionele denke van die man kom baie kere en hy maak die vrou seer, want al wat sy eintlik wil hoor is toe maar liefie, dit sal oukei wees en hier sê ek vir jou, hoorie, maar jaag nie daai vriendin weg wat al hierdie probleme in jou lewe veroorsaak of moenie weer by jou ma kom nie, want jou ma ontstel jou net. Ja. Of wat ook al die geval is, in plaas daarvan om jou rug toe te maak, is jy eintlik besig om teen jou vernoot in hierdie verbond, jou verbondsmaat te draai en verder olie op die vuur te gooi. Ja, maar die een wat jou eintlik nou moet beskerm en veilig laat voel jy word dan jou vyand, want nou begin ons mekaar te skiet, maar is dit ook nie maar net die vyand se idee ook, nie? Dat ons mekaar begin attack. Absoluut, ja. En in die huwelik beteken dit letterlik dat ek verneder jou nie voor ander mense nie. Ek beskerm jou eer. Amen. En ek kies jou kant. En baie kere in gesprekke het ek al agtergekom hoe mans hulle vrouens verneder ja. of vrouens hulle mans verneder en sê ja, hier sit hy nou alweer net in TV kyk en wat ook al die geval is, daai woorde wat gesê word, dit maak diep seer. So die klere wat uitgeruil word het ook te doen met die identiteit. Dit het te doen met daar's 'n identiteitsruiling wat plaasvind tussen die man en die vrou. Met ander woorde, julle word saam in 'n eenheid saamgebind. Wat baie belangrik is vir die pad wat julle vorentoe gaan stap. Yes. So julle is nie opponente nie, maar julle is verbondsvennote. Sjoe. Nou die volgende ding wat 'n ou baie keer sien is en dit is in 'n gewone huwelik so, is die uitruiling van ringe. Nou hoekom 'n ring? 'n Ring is rond. So dit het geen begin en geen einde nie. Met ander woorde, dit is infinity, dit is vir altyd. Dit hou net aan. Ja. En wat hulle gewoonlik in die ou dae gedoen het, is hulle het nie 'n fisiese ring gehad nie, maar hulle het letterlik 'n mes gevat en 'n ring gesny in elkeen se vinger in en dan het hulle as gevat en hulle het die as gesmeer op daai merk sodat daar 'n permanente verbondsring is, sodat jy hom nie kan afhaal en sê hoor ek is nou miskien gou vir die aand uit, nou haal jy jou ring af en wat ook al jou plan is nie, maar as jy daai ring gesien het jy geweet hierdie persoon is verbind aan iemand. So dis 'n sigbare teken van 'n onsigbare verbond en dis maar net soos God 'n reënboog as 'n teken vir ons gegee het as 'n verbond, was die ring 'n teken van ek is afgesonder vir jou en ek behoort aan iemand anderster. Dit is so mooi. En dit praat van heiligheid, dit praat van to come out of the world, to come out of the world system. En ek behoort nou aan iemand anderster. En dan ook die uitruiling van name. Ons weet nou natuurlik jy was Pretorius gewees en nou is jy van Sail. Hoekom? So wanneer 'n vrou haar man se van aanneem, dan simboliseer dit nommer 1 eenheid, 'n nuwe identiteit, 'n nuwe familieverbond. En in die Bybel sien ons ook dat God name verander het wanneer hy 'n verbond gemaak het. So Abraham het Abraham geword. En so kan 'n ou maar deur die Bybel gaan en al daai name kry. So dit bring totale nuwe identiteit by daardie persoon. Dan is daar ook eedverklaringe. Ons weet almal dis die marriage vows wat jy nou het. En daar is die voorwaardes van hierdie verbond gemaak. So jy kom en jy sê, maar ek sal jou tot die dood toe lief hê, in sickness and in health, en al daai tipe van goed, wat ook al jou marriage vows was, wat jy daar beloof het. So dis alles deel van verbond. So die huwelik het baie min met 'n wêreldse stelsel eintlik te doen. Hierdie kom direk van God af en uit God se hart uit. Net soos wat hy vir Abraham beloof het, dat hy vir hom die land gaan gee. Ensovoorts, ensovoorts. So ek dink, as daar nou een groot probleem is wat ons het in hierdie tyd waarin ons leef, wat absoluut teen die verbond staan, is dit selfsug. Verseker. Selfsug is die grootste vyand, want dit het niks met verbond te doen nie. Om te sê ek wil, en hierdie is my lewe, en ek wil dit so hê, en ek wil lekker te hê, ek wil hierdie moet vir my lekker wees. Jy moet my gelukkig maak. Jy moet my gelukkig maak. Wat kry ek uit hierdie huwelik uit? Dit is die absolute
vyand van wat God oorspronklik bedoel het, van wat 'n verbond veronderstel is om te wees. En dis hoekom hy in Efesiërs 5 vers 25 sê, manne, julle moet julle vroue lief hê soos Christus die gemeente liefgehad het en homself daarvoor gegee het. Ja. So Christus het nie gesê, ek sal julle red, solank julle perfek optree nie. Ja. En ek dink baie kere, dit is ook voorwaardelike liefde baie keer wat ons het, is om te sê, maar as jy verander, dan sal ek jou lief hê. As jy verander, dan sal ek weer intimiteit herstel in die huwelik. Daar's altyd voorwaardes van, as jy dit doen, dan sal ek dit doen. Die oomblik wat 'n ou na dit toe gaan, dan raak dit selfsug. En dit is wat die huwelike op die einde van die dag totaal en al vernietig, is daai eie ek. En dis hoekom hulle sê, 'n man wat trou het baie keer swart klere aan, met 'n swart pak, Ja. is omdat hy by sy eie begrafnis is. Want hy moet sterf. Want hy moet sterf, maar die vrou moet ook sterf, so ons moet vir haar ook eintlik 'n swart pakkie aantrek. Maar dit is maar waaroor dit gaan op die einde van die dag, is om jou lewe neer te lê. En dis waaroor Christendom gaan. Dit begin by jou verhouding met God, waar jy vir die Here sê, Here, ek lewe nou nie meer vir myself nie, ek wil nou vir U lewe. En jy gaan in die huwelik in met presies dieselfde, ek wil amper sê gesindheid, is waar jy vir daai persoon sê, maar ek wil nou jou dien. En saam gaan ons die Here dien, en saam gaan ons hoor wat die Here se droom is vir ons huwelik. En ek dink ook baie kere, dit is die probleem wat ouens het, is, veral manne wat in bediening is, hulle voel, hulle is in die bediening, en hulle doen hulle ding, en hulle vrou doen hulle ding. En so beweeg hulle ook maar uit mekaar uit, en as jy weer kyk, dan hoor jy van hierdie pastoorspaartjie wat skei, is die feit dat hulle nooit na die Here toe gegaan het en gesê het, maar Here, wat is die droom vir ons saam nie? Wat is die droom wat U vir ons huwelik het? Hoe gaan ons U naam groot maak? Hoe gaan ons die wil wat U het? En dis weer eens, jy wil jou eie koninkryk miskien gaan bou. Dit is so waar. En dan kom jy hartseer in, waar jy sien, die twee persone, hulle bly maar net saam, maar hulle is nie meer daar nie. Hulle is nie meer, ek wil amper sê, present nie. Want hulle doen net hulle eie ding. En dit is so belangrik om in jouself te sterf, albei, en dan te sê, Here, maar uit hierdie saad wat nou gesterf het, wat wil U hê moet nou gebeur? Hoe kan ons U dien? Wat is die droom wat U vir ons het om vorentoe te gaan? Dit is so waar wat jy sê. En dit is eintlik so amazing as jy in die Bybel ook kyk, hoe die Here van die begin af die gesin koester. As jy ook kyk, dan praat hy van ons as sy bruid. En daai verhouding van ons is 'n bruid, en dan oor en oor soos, en dit is hoekom die gesinstruktuur vir die Here so belangrik is. En eerstens is dit natuurlik die man en die vrou wat die kultuur skep in 'n gesin. So dis hoekom dit so belangrik is om eers daai konsepte te verstaan, en dis hoekom dit so seer maak as mense in die huwelik hierdie nie verstaan nie, mekaar seer maak. En dit is daai ding van, jy moet eerstens verstaan wat jy genoem het, die roeping wat jy saam het, hoewel elkeen dalk 'n individue roeping het, is dit eerstens, wat word jy geroep as man en vrou saam, en gewoonlik begin dit by jou gesin. En eers moet jy daar jou roeping uitlewe, en dan kan ons uitgaan en die res van die wêreld probeer red. En dit is ook waar hierdie sacrificial liefde inkom, want dis nie daai boksie nie, en dis maar eintlik hartseer, baie keer is dit, jy het nou hierdie boksie, en ja, mens moet ook hê, okay Here, ek soek so tipe man, ek soek so tipe vrou, maar dan ook, mens kry dit op 'n mate, maar baie keer dan kry jy ander goedjies by dit, nê? En die Here doen dit as dink ek partymal, om aan albei se karakter te werk, en te leer om te sacrifice, want dit is op die ouene, gaan hierdie hele struktuur oor wat? Dit gaan oor om God se koninkryk te bou op die ouende. En dis hoekom dit so belangrik is, en ek dink dis hoekom die vyand dit so aanval, die hele familiestruktuur, want as hy daar kan skade kry, dan kry God se koninkryk baie groot skade. So ons gaan net gou-gou weer so vinnige breek vat. En dan gaan ons 'n bietjie praat oor die liefde en die 5 verskillende liefdestale. Ons is nou weer terug. Welkom terug julle. Julle kuier vanoggend hierso by Tussen Koffie en Genade.
en ek en my man gesels 'n bietjie oor verskillende aspekte van die huwelik. Nou, ons het nou die afgelope rukkie gepraat oor die fondasie en hoe belangrik is om te verstaan voor jy in die huwelik ingaan, die waardes en waarvoor jy staan en dat God die fondasie moet wees. Nou gaan ons 'n bietjie praat oor ons eerste pilaar as dit kom in die huwelik en natuurlik draai dit om liefde. En soos ons ook nou al aangeraak het, is dit natuurlik onvoorwaardelike goddelike liefde. Ons kan nie met 'n selfsugtige liefde in die huwelik ingaan nie. En hierso is dit ook vir my so 'n oulike konsep van die boek van Gary Chapman wat hy praat oor die 5 liefdestale. En kyk, daar's al, ek dink almal ken dit al, so ons gaan dit nie in detail vanoggend praat daaroor nie, maar ons gaan net oor die belangrikheid praat oor om mekaar se liefdestale ook te verstaan. En die 5 liefdestale, kom ons gaan net gou weer oor dit. So die eerste ene is woorde van opbouing of aanmoediging. Sekere mense het dit nodig om die heeltyd affirmation te kry, kan ek sê. Dan tweedens is dit fisiese aanrakings, drukkies, swinkies, 'n rugvryf, daai tipe van ding. Dan is dit dade van diens. As jy die man vir die vrou die skorrelgoed was, hy maak die lampe reg in die huis en al daai klas van dinge. En dan nommer 4 is dit geskenkies. As jy net 'n man kom by die huis en hy kom met 'n bos blomme of jou gunsteling parfuum of iets wat hy weet is naby aan jou hart. En dan natuurlik 5 is kwaliteit tyd. Dit is daai coffee dates waar hulle sit en praat en diep gesprekke het. En so het elkeen 'n ander behoefte. Maar ek dink ook in die huwelik moet al 5 eintlik gepraat word. Of dit nou jou liefdestaal is of nie, is dit so belangrik om mekaar albei mekaar aan te moedig en op te bou en te sê ek is lief vir jou, dankie vir dit en komplimente te gee. Elke nou en dan vir jou man 'n drukkie te gee of net te sê, jene my liefie, kan ek nie gou-gou vir jou koppie koffie maak nie, of al hou jou man nie van geskenkies nie, soos my man, koop jy maar vir hier en daar 'n oulike parfuum of 'n beursie of 'n mes of ietsiekie, en dan tog hou hulle daarvan op die ou ende. En dan natuurlik ook daai date night is so belangrik. So ons almal het soos 'n love tank, as ek dit nou so kan noem, soos 'n reservoir, soos hierdie Jojo tanks, nie? En as daar nie gereeld water inloop nie, en daar loop net water uit, dit is ook waar mens leeg word. En dan kom dit terug na die beginsel wat die Here praat van ek is die lewende water, wat beteken en die fonteine sal nooit opdroog nie. Wat ook dan vir ons sê is eerstens moet ons fonteine gaan volmaak by God die Vader. En ek dink ook dit is baie keer die rede hoekom ons leeg tap, want ons doen dit uit ons self. Maar ons moet eers by hierdie konsep uitkom en dit verstaan dat liefde, die konteks of die hele, hoe kan ek sê, die gawe van liefde is soos 'n gawe van die Here, wat as jy goddelike liefde kry, wat jy net by God die Vader kan kry, dan alleenlik gaan jy die ability hê om onvoorwaardelike liefde te gee. Jy kan dit nie uit jouself uit of uit jou menswees uit tap nie. As dit 'n menslike ding is, gaan dit tydelik wees. Dit gaan conditional wees, soos ons ook nou genoem het. So kom ons lees net gou-gou. Ek wil vir ons hierdie skrif lees. En dis in Galasiërs 5 vers 13. Wat hy praat en hy sê, for you brethren, we were indeed called to freedom. Only do not let your freedom be an incentive for your flesh and the opportunity or excuse for selfishness. Nou die punt wat ek hierby wil maak is, ons moet nooit ons vryheid gebruik om oor te gaan in selfsug nie. En dan kom hy by die punt uit wat ek nou wil noem vanoggend. En dit is, but through love you should serve one another. Nou hier praat hy van die gemeenskap. Nou hoe te veel geld dit nie in jou huwelik nie. Want dit is so interessant ook om te sien as mens nou praat van liefde. Moet ons ook onthou, ons het verskillende agtergronde, ons het verskillende maniere ons die lewe sien, en ons sal op 'n ander stadium bietjie meer daaroor praat, maar daar is 'n manier hoe jy
liefde gaan ervaar. So as my man die hele tyd vir my dade van diens doen, dan dink ek hy's lieflik, maar ek voel nie noodwendig geliefd nie, want dit is nie noodwendig my liefdestaal nie. Maar jene, as hy vir my sê, Lovie, kom ons gou op 'n koffietyd en ons gaan drink koffie, dan is ek sommer dadelik gelukkig. En dit is hoe ons verskil. Maar ongelukkig is dit ook dat ons dink ander mense dink soos jy. So nou dink ek, okay, ek hou daarvan om koffie te drink en dan voel ek nou hy's lief vir my. So nou die hele tyd wil ek saam met hom koffie drink, maar hy voel nie eintlik veel nader aan my nie, want sy liefdestaal is dalk aanraking. En dit is ook so belangrik dat ons hierdie in konteks sien. Dian, so vertel jy ons 'n bietjie van hoe sien jy liefdestale? Ja, kyk, ons het hierdie boek nou eers later in ons huwelik ontdek. En ek het nooit dit verstaan nie. So dit het baie wil amper sê lig gebring. 'n liggie gebring, daar het 'n lig aangekom vir my, want toe ek dit verstaan, toe besef ek, okay, hoe verkeerd ek was, want ek het die hele tyd gekommunikeer in die taal wat ek die beste verstaan, en dit is in byvoorbeeld nou aanraking. So, en dit is die laaste op jou lys gewees, is aanraking. Ja. En dis eerste op my lys weer. So, en die ander een is, soos wat jy nou gesê het, die geskenke. Jy weet, ek is nie gepla oor 'n geskenk nie, maar vir jou was dit lekker as ek vir jou ietsie koop en ek sê vir jou, dit is iets vir jou iets, of ons gaan spandeer tyd saam by die koffieshop en so aan. En ek dink net, dit het baie verwagtinge geskep daai tyd by my, dat, maar hoekom doen sy dit nie? Is sy dan nie lief vir my nie? Ja, ek dink dis die grootste vraag wat opkom is, sy is nie regtig lief vir my nie, want sy gee nie om nie, want sy raak my nooit aan nie. Ja. Maar toe ek nou later agterkom, jou vel is tassensitief, sommer maar van geboorte af. Jy weet, toe kom ek agter, maar ek kan nie die hele tyd aan jou arm vat en jou arm vryf nie, want dan na die tweede keer dan sê jy eina dis seer. So ek het dit eers later toe nou besef, en ja, dis baie belangrik. Hierdie is een van die belangrikste goed as dit kom by die huwelik, dink ek. En kommunikasie en al die ander goed is ook belangrik, maar as jy nie hierdie ding verstaan nie, gaan jy die hele tyd 'n verwagting hê, en ek weet nie hoe die Here dit doen nie, maar baie kere sit hy mense net by mekaar wat twee teenoorgestelde liefdestale het. So met ander woorde, my liefdestaal is nie joune nie en joune is nie myne nie. So ek weet nie hoe dit werk nie, maar dit is maar hoe dit is. En dit bring ook baie keer teleurstellings. Want nou koop ek die hele tyd vir jou geskenkies, en nou sien ek hoe nie daal het die ding, dan voel ek weer eens, jy verwerp my. Maar dis nie eintlik jou bedoeling nie. Ja, dis maar net omdat dit nie vir my 'n prioriteit is nie, want dit maak nie my love tank vol nie. Yes. En die ander ding is ook, as jy gee uit 'n plek waar jy nie vol is nie, en daardeur is dit ook baie belangrik om te sê, dat jy nie jou self moet volmaak net deur wat jou maat vir jou kan bied nie, want dan gaan jy oor eintlik in afgodediens. Verseker. Want dan wil jy daai persoon met jou gelukkig maak. Hy word dan jou bron, ja, en dan nie met die Here my vrou maak my nie gelukkig nie, of my man maak my nie, maar jou eerste bron is die Here. So dis baie belangrik om dit te verstaan. Maar jy weet, 'n ou, die Here het 'n struktuur in plek gesit in die mens dat ons love receptor sal hê. Ja. En hy het dit in jou DNA gesit om te weet, maar hierdie persoon gaan van dit hou. En ou Gary Chapman het dit nou baie mooi agtergekom en het vir ons op skrif gesit. So nou is daar nie meer verskoning nie. Ou kan die toets doen in die boek en jy kan agterkom, jy kan dit sommer aanlyn ook aflaai en jy kan die toets doen oor 'n naweek as jy dit dan nog nie met jou partner gedoen het nie, of met jou vernoot nie, jou verbondsvernoot nie. En dan kan jy vinnig agterkom, maar weet jy, hierdie persoon hou nie van aanraking nie, of hierdie persoon hou van kwaliteit tyd, of hierdie persoon hou van woorde van bevestiging, words of affirmation, of wat ook al dit is. Maar as jy nie dit weet nie, dan sê die woord, jy gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Ja. En toe ek daai kennis begin kry, en die liggie gaan aan, toe besef ek, maar okay, weet jy wat, ek is anderster as my vrou, en sy is anderster as ek, en dis baie belangrik om net te verstaan dat die Here ons anderster gemaak het. En vir een of ander rede trek jy gewoonlik 'n persoon aan wat heeltemal teenoorgestelde is as jy. Ja. Daar's iets in dit wat die Here
ek wil amper sê, voor die grondlegging van die aarde het hy besluit, dit is hoe dit gaan wees. Yes. So ja, dis baie belangrik. En dit is so mooi, want dit is eintlik hoe ons mekaar dan aanvul. Want dis juist dan daar wat mens ook jou selfsug challenge, want nou gaan jy moeite doen om uit jou pad uit te gaan of vir hierdie ou persoon, want kyk, nou as jy nou moeite doen om my liefdestaal vol te maak, dan is my tank nou vol, dan het ek ook die behoefte om jou nou gelukkig te maak, nie? Want dit is daai goddelike unconditional love, want dan sit glad nie dit vir tyd, okay, ek het nou, dis nou nie 'n checklist, okay, ek het nou dit en dit en dit en dit en dit gedoen, so jy moet nou dit en dit en dit en dit en dit doen nie. En dis baie keer wat in die huwelik dan ingaan, dan is dit voorwaardelike liefde, en dan is dit nie meer onvoorwaardelike liefde nie. En dit is ook weer eens waar dit nou terugkom om by mekaar se harte uit te kom en vir mekaar se harte te veg. Want die ding is ook, eintlik wil ek jou goed doen as ek dan in goddelike liefdes wandel, en dan wil jy ook my goed doen. En dit is dan waar daai onselfsugtige liefde dan kan beginne vloei. En dit is nou presies weer eens daai wat mens dan vol raak, want nou is jy vol. Jy het eerstens jou vol gemaak met goddelike waarheid. Tweedens het jy jou vol gemaak met God se liefde, en nou het jy die kapasiteit om uit dit te gee vir die ander persoon. Wil jy nog ietsiekie byvoeg voor ons 'n breek vat? Ja, ek wil net met die mans bietjie praat, wat luister. En ek wil net sê, baie keer is dit vir ons moeilik om by ons vrouens se harte uit te kom. Want daar's emosies betrokke, en mans is rasionele denkers. O ja. So met ander woorde, ons sien 'n ding, 1 + 1 is 2. Ja. En 'n vrou dink emosioneel oor goed, sy ervaar goed, en alles is connected, waar 'n man in boksies dink, so ek het my werksboksie, ek het my huisboksie, ek het my golfboksie, ek het my boerboksie, ek het my wat ook al, en 'n vrou werk nie so nie, alles is deur mekaar en aan mekaar gesit, en die Here het hulle so gemaak, dat dit seker maar vir die manne uitdaging kan wees, om by die hart op die einde van die dag uit te kom, maar gewoonlik as 'n vrou sê, ek is fine, dan is sy nie regtig fine nie. Maar jy kan voel iets is nie reg nie, so jy weet iets, jene, dis nou weer, en dan, wat mans baie keer doen, is hulle onttrek hulle self van die vrou, want hulle wil nie na daai emosie toe gaan nie, hulle is bang vir die emosie, want hulle weet nie hoe om dit te hanteer nie, want hulle is bang, hulle gaan oorgaan in rasionele denke. Met ander woorde, die vrou vertel hom van, sy het vanoggend met haar ma gepraat, en haar ma het haar ontstel, en die eerste ding wat die man vir die vrou gaan sê, is, moenie weer vir jou ma 'n lei gee nie, moet haar nie bel nie, moenie by haar gaan kuier nie, want elke keer as jy by jou ma gaan kuier, dan ontstel sy jou. En dis nie wat die vrou wil hoor nie. Sy wil hê die man moet hoor wat in haar hart aangaan. En wat nou gebeur is, baie keer as jy begin rasionele denke toepas, en jy gee die raad, en gewoonlik is dit die oplossing vir die probleem, glo dit of nie. Maar dis nie reg nie, want dit is nie wat die vrou wil hoor nie. Sy wil hoor, haar man gee om vir haar, hy ondersteun haar, hy's daar vir haar, maar weer eens, dis makliker gesê as gedaan. Dis regtig vir mans moeilik. Hierdie is vir mans bitter moeilik, is om by daai gedeelte van die vrou uit te kom, om te veg vir haar hart, om deur daai emosies te kom, om by haar hart uit te kom. En die ander probleem is, gewoonlik is daar, tussen daai emosies, is daar ook aantuigings teen die man. Die man loop deur, want hy probeer nou raad gee bietjie hier, en hy probeer hier 'n dingetjie sê, en nou begin die vrou met hom te beklei oor dit wat vanoggend met, en dan sê hy vir haar, maar jy beklei nou met my oor wat vanoggend met jou ma gebeur het, en dan is dit een hengse bekleierery, waar dit eintlik net op die regte manier hanteer moes word. En dis hoekom ek sê, baie mans vermy dit. Hulle vermy daai, en nou wat nou gebeur is, die vrou gaan en sy onttrek haar hart. Want elke keer as die vrou vertel hoe sy voel, dan reageer die man op 'n sekere manier, en die vrou raak kwaad, of sy voel seer gemaak, en dan sê sy net, weet jy wat, ek gaan nie weer my hart deel met my man nie. Ek gaan nie weer vir hom eers vertel wat aangaan nie, want hy verstaan my nie. En dis baie kere wat ook gebeur in huwelike is, dit is waar
'n ander verhouding begin. Net so. Want dan is daar 'n ander man wat bereid is Hy om te luister. Nou, Of daar's 'n ander vrou wat bereid is om te luister vir haar man. En ons kan dit ander kant ook omgooi as die vrou die hele dag net kla oor goed en die hele dag kritiek lewer, die hele dag fout soek met haar man, wil hy nie meer huis toe gaan nie. Hy speel langer golf of hy bly langer by die werk of hy vermy letterlik die emosionele gedeelte van die vrou wat hy beleef en dan begin hulle uitmekaar uit te beweeg en dan begin die sekretaresse om daai woorde van affirmation te gee en sy begin die love tank vol te maak en sy begin te vertel van al die wonderlike dinge en hoe goed hy is en sy koop dalk vir hom 'n geskenkie en sê vir hom jy werk so hard en jy weet gee jou vrou nie vir jou om nie, jy's so 'n great man. En as jy weer kyk dan is daar 'n ander verhouding en ek dink dis baie kere wat gebeur. So dis belangrik om jou love tank by die huis vol te hou. En dan ook vir die kinders. Die kinders het ook hulle liefdestale. Ons vergeet baie kere dit, maar toets jou kinders ook. Dat jy weet, maar hoe gaan my seun liefde ervaar? My dogter, is sy dalk aanraking? Is sy dalk iemand wat van geskenke hou of wat ook al? So ek dink hierdie is 'n baie belangrike aspek van die huwelik is om daai love tank die hele tyd vol te hou. Ja. Wat vir my so ek weet nie of jy kan onthou nie, maar toe ons ook so 'n paar jaar terug daar 'n huwelikskamp gedoen het, toe het ons 'n video vir hulle gewys van daai translator, van die mans met hierdie translator kry om te hoor wat die vrou regtig sê. Ja, want ons verstaan nie wat die vrouens baie keer sê nie. En ek dink dit kom ook baie keer uit die agtergrond. Miskien het die man groot geword met 'n ma wat emosioneel onstabiel was. So van kleins af het jy daai inner wells en kan ek sê die seer gekry van die onstabiliteit van die emosies. Nou ervaar jy alle emosies as negatief. Of jy weet, jy voel dadelik, dis eintlik 'n fight and flight, dis eintlik 'n trauma respond. Want hy voel dadelik, ek moet my hart beskerm, want emosies maak my letterlik, dis of emosies hulle bang maak. En dis hoekom dit so belangrik is, en ons gaan later praat oor emosionele behoeftes en daai klas van dinge. Maar dit is so belangrik wat jy ook noem van die aspek om te weet hoe werk jou man, te weet hoe werk jou vrou. En ons vrouens, ja, soos ek sê, ons gaan later bietjie meer hieroor praat, maar wat ek net wil afsluit mee is, wanneer ons deur goed werk, emosioneel, dan prosesseer ons. So soos ons praat, prosesseer ons wat gebeur. En eintlik gee ons vir ons self antwoorde. Dis hoekom jy partymal 'n vriendin nodig het om hierdie goed mee te praat en nie alles altyd op jou man te damp, as ek dit so kan stel nie. Want jy kry letterlik daai vrouens, die arme man het so hard gewerk die hele dag. Hy moes stres daar hanteer het en klomp battles daar gefight het. Nou kom hy by die huis waar hy eintlik wil veilig voel. En nou kom sy in sy damp net al haar emosies op hom. So dan kan mens ook dink, dit is wanneer die disconnect beginne plaasvind, want sy voel verwerp, want jy hoor nie my hart nie, maar weer eens is daar plek, tyd, en ook you must choose your battles. En jy moet ook in wysheid wees, en ons gaan later bietjie oor daai aspek praat, as ons praat oor kommunikasie. So ons gaan net gou-gou 'n vinnige breek vat, en dan gaan ons by ons laaste punt uitkom vir die dag. So gaan kry vir jou gou-gou weer 'n koppie koffie. Ons is nou weer terug. Welkom terug julle. Vanoggend gaan ons nou by die laaste onderwerp uitkom en ons gaan 'n bietjie praat om saam te lag in die huwelik. Weet jy, dis vir my partymal so hartseer. Jy sien hierdie couples en dan sien jy hoe mooi is hulle eintlik saam, maar hulle kan die mooi in hulle eie huwelik amper nie sien nie. Dan sien jy die vrou en jy sien al haar kwaliteite en jy sien haar mooi hart, maar dis of die man dit nie kan raak sien nie. Of jy sien hierdie man en hy staan vastig en jy sien wat hy alles vir die gesin doen, maar die vrou kla net die hele tyd. En dan is dit of dit mense hart so seer kry. En ek wil vanoggend vra, lag jy en jou man nog saam? Het julle nog van saam? Het julle nog daai inside jokes? En dit is een aspek wat jy glad nie kan verloor in die huwelik nie. Nou, daar's 'n sêding wat sê, couples that pray together, stay together. Maar ek wil dit verder vat en ek wil sê, couples that laugh together, stay together. So sodra jy die van verloor, dan verloor jy die spark.
En kyk, ja, ons het maar partymal stres en druk en dinge wat in ons lewe gebeur. En veral as jy in 'n stresvolle omstandighede is en daar is druk, finansiële druk, daar's miskien siektes, daar's miskien 'n siek kind, daar's dalk uitdagings met die familie, dis dalk die oupas en die oumas wat trauma veroorsaak of probleme veroorsaak of mense buite die huwelik en dit sit maar druk op mense huwelik. Maar daai goed kan partymal die vreugde en die genot kan ek sê in die huwelik dooddruk. En wat sê die Bybel? Hy sê, the joy of the Lord is your strength. So as jy die vreugde verloor in jou huwelik, begin jy die krag te verloor. Nou hierdie gebeur nie vanselfsprekend nie, om grappies te maak en joy te hê. Dis iets wat mens intentioneel moet kweek. Dit gaan nie vanself gebeur nie. So mense moet die heeltyd daaraan werk. So dit is hoekom dit so belangrik is dat mens intentioneel goedjies moet doen wat snaaks is, om 'n snaakse movie, maar ek moet nogal sê, die comedies van vandag is ook eers meer vir my regtig snaaks nie, maar so nou en dan is daar van die reel wat ek en my man kyk, en dan kan ons onsself doodlag vir katte wat dans, en ek weet nie wat alles nie, maar dink net 'n bietjie uit die boks uit. Anders te raak dit naderhand vervelig, en dit is wanneer die huwelik begin vulnerable raak en wanneer mens dan oop is vir daai, soos my man nou nog genoem het, die sekretaresse by die werk en 'n ander vrou wat jou weer lewendig laat voel. So ons is veronderstel, die man en die vrou, om nuwe lewe in die huwelik in te blaas, om dit interessant te hou en opwindend, om avonture saam te beleef, nuwe plekke, nuwe ervarings, want dit hou die harte veilig, want dit is ook waar dan die lewe uitvloei. Want nou het julle van saam, julle kan saam lag, want as mens ook kyk met die verskillende koneksies, hoe dieper jy met iemand konnekteer, die diepste vlak wat jy met iemand kan konnekteer, is wanneer jy jou drome deel en ook jou grootste teleurstellings. Nou daai is ook wanneer jy so vulnerable is, dat jy kan ontspan en kan lag en net jouself wees. En die ander aspek van dit is natuurlik ook om mekaar te celebrate. Nou in Spreuke 31, nou kyk, daai vrou is 'n baie goeie voorbeeld, en as jy praat oor die huwelik, is dit regtig die tipe voorbeeld wat jy wil volg as 'n goddelike vrou. Nou vers 11 sê vir ons, en ek gaan 11 en 12 vir ons lees. The heart of a husband trust in her confidently, and rely on and believe in her securely, so that he has no lack of honest gain or need of dishonest spoil. She comforts, encourages, and does him only good as long as there is life within her. So ons is veronderstel om mekaar te bemoedig en ook vertroue te bou teenoor mekaar. Dink net, as daar nie vertroue is nie, gaan daar mos nie vulnerability kan wees nie, daar gaan nie eer wees nie, daar gaan nie respek wees nie, en dit is wanneer daar baie keer disrespek inkom, en laat mens begin lelik praat met jou man, of oor jou man, en dan somme voor mense ook, somme so ongeskik te wees teenoor mekaar, en julle daai is seker die lelikste lelik, wanneer 'n man of 'n vrou sy vrou verkleineer of beledig, somme so in 'n groep, want dit is die toppunt van vertroue te kan breek. So, om die huweliksband te bou en veilig te hou, is dit juis daar waar ons mekaar bemoedig en waar elkeen die beste weergawe word van wie hy en sy is. So ek het altyd ook gesê, dan praat ek so met my kinders, en sal hulle nou sê, maar hoe sal ek weet dit is nou die een? Toe het ek ook al vir hulle gesê, die oomblik wanneer jy by die een is wat jy weet, en dit kan die een kan enigiemand, dit is nie iemand spesifiek nie, maar die persoon wat by jou kan inpas, is wanneer jy by daai persoon is, dan bring hulle die beste weergawe van jou uit.
Waar as jy in 'n manipulerende, afbreekende, dominerende verhouding is en 'n tipe van 'n houding, 'n narcissistiese verhouding van jy moet my gelukkig hou, ek wil jou vir myself hê, dan kom jy agter daai persoon is besig om sy identiteit te verloor om te word wat die ander een wil hê hy moet wees. En dit is hoekom dit so belangrik is om elke een mekaar se mooi te celebrate, om mekaar se rigte toe te maak. En dis daar waar ons mekaar dan ondersteun wanneer die een swak is, dan is die ander ene daar om hom te ondersteun. Nou baie keer het hulle ook gepraat van huwelik is 50-50 en ek stem nie daarmee saam nie. 'n Huwelik is 100-100, maar want jy moet 100% jouself bring en die ander persoon moet 100% homself bring, maar dan partymal is die huwelik 80-20 of 20-80, bedoelende wanneer die een swak is en die ander ene voel 20%, dan kom die ander ene en hy gee die 80 om daai ene te ondersteun in sy swakheid. Want ons is nie roborde nie en ons is nie gode nie. So daar gaan tye wees wat die een swak is en dan kom die ander ene en hy beskerm. So as jou man kom by die huis en jy kan sien jou man is ontsteld, hy wil nie eers praat oor die werk nie, want hy het dit nou daar gelos, hy het die boksie toegemaak. Maar dan sien die vrou, my man het 'n swaar dag gehad en al wat sy doen is sy gee vir hom 'n veilige hawe. So dit wat op haar hart is en dit wat sy wil sê, sy moan en kla en is nou nie weer soos 'n druppende kraan terwyl hierdie arme man al klaar moeg en uitgeput voel nie. En waar ons nou ook gepraat het van die vrou voel emosioneel en sy swak en sy sê klomp goed dalk wat sy nie bedoel nie en sy het 'n hormonale dag en in plaas om haar uit te vreet en vir haar te sê, luister, kom nou net oor jou emosies, ruk jouself net reg. Kom die man en dan gee hy net vir haar drukkie en hy sê vir my lovey, dit gaan oukei wees. Sy is nie noodwendig reg nie, sy doen nie noodwendig op daai oomblik die regte ding nie, maar hy beskerm haar. En dit is dan wanneer die mooi van elkeen uitkom. Is daar ietsie wat jy wil bydra? Ja, ek dink Prediker 9 vers 9 sê vir ons geniet die lewe met die vrou wat jy liefhet. Dis 'n instruksie. En die klem word gelê op geniet. Ja. En baie kere as ons by mekaar is, waaroor praat ons? Ons praat oor die stresse van die lewe. Ja. Ons praat oor die probleme van die lewe. Die Ons oorlog. praat oor die oorloë. Ons praat oor die kinders dit en baie kere gaan ons gesprekke oor die kinders. Ja. En die fokus is nie meer op onsself nie. Nou, Yes. as ek dink aan hoe ons verhouding begin het, nie ons huwelik nie, maar ons verhouding het begin deur te lag. Ek sal Ja. nooit vergeet nie, ons was daar op die Symphony op daai boot as vriende. Yes. So was ons saam. Jy was Ja. my beste vriendin gewees Ja. en Ja. toe het ons begin foto's neem en ek onthou jy daar gestaan het op die dek van die boot en toe het ek Ja. begin foto's neem met daai ou kamera, toe was nog nie selfone gewees en daai goed nie. Ja. Maar toe het ons lekker saam gelag en Ja, iets het sure. daar in die maanlig gebeur. Daar het iets daar gebeur wat ek nou nog nie weet hoe dit gebeur het nie, maar Ons het 'n Titanic daar moment was 'n Titanic moment gewees daar op die Ja. boot en in die maanlig en dit was my verjaarsdag en 21ste verjaarsdag en alles. Sure. En dit is hoe ons verhouding begin het en baie verhoudings begin met daai lag. Ja. En wanneer 'n ou lag is daar dopamien wat afgeskei word en dis 'n gevoel van lekkerte. Wat jy kry wanneer jy lag. En nou het ons 'n date night. Miskien het jy nog nie 'n date night nie. Jy moet verseker as man 'n date night reël 1 keer 'n week ten minste saam met jou vrou. Maar wanneer ons by daai restaurant sit of by die koffiewinkel of in die parkie sit en 'n lekker piknik hou, wat ook al jy doen om jou date night te hou, waaroor praat ons? Ons praat oor die probleme. Ja. Ons praat oor die issues. Ons praat oor die negatief baie kere. En ek dink in daai oomblik moet ons die tyd uitkoop om te sê vanaand gaan ons nie Niks praat nie, daar sy. oor die negatiewe nie. Ons gaan nie praat oor ander mense se probleme nie. Ons gaan nie praat oor wat daai persoon gedoen het nie. Ons gaan nie praat oor die teleurstellings en oor die stres en oor niks van daai goed nie. Vanaand gaan ons net, soos wat jy nou gesê het, we're gonna have fun. En by mekaar se harte uit te kom. Ja, vat 'n Daar ou sy. album saam. Yes. Sit by die restaurant en sê, "Jesus liefie, onthou jy, kyk wat het hier gebeur. Kyk hierdie lekker tye wat ons gehad het. Herinner jouself aan die goeie en die dinge wat in die verlede gebeur het. Sodat jy weer daai spark
weer kan terugkry, dat jy weer kan lag en weer kan celebrate dit wat gebeur het. En ons dink baie kere net aan die nou, maar die Here sê, herinner my aan my beloftes. Ons moet baie kere teruggaan en onthou, hoe lekker was dit? Hoekom het ons albums? Hoekom het ons foto's, as ons dit nooit gebruik nie? Gaan na die goeie tye toe. Maak 'n album van lekker tye. Liefie, onthou jy toe die kinders klein was, kyk hoe het hy hier gelyk, kyk wat het hierdie enetjie hier gedoen en daai enetjie daar gedoen, en praat daaroor en celebrate, nie net mekaar nie, maar celebrate die lewe wat julle saam gehad het. Dis baie belangrik. Ons kan so fokus en 'n date night kan eintlik op 'n baie groot bekleierery uitdraai. Ja. As jy dit verkeerd hanteer, want nou ewe skielik is die eerste keer in die week wat julle by mekaar kom en nou wil julle issues uitsorteer en julle wil gou 'n fight. En dis die laaste ding wat 'n ou wil hê. Jy wil die goeie, daai tyd, daai uur wat jy uitgekoop het in die week om te sê, dis my date night saam met my vrou, wil jy eintlik hê dit moet in 'n pragtige wonderlike oomblik wees, wat julle by mekaar kan wees, en lekker saam lag, en as jy 'n snaakse ding gesien het op Instagram, of waar ook al jy iets raak geloop het wat vir jou besonder snaaks was, deel dit met jou maat, lag saam, kyk hierdie kat, hoe het hy gedans hier, daar's baie snaakse goed deesdae, en ek sê nie 'n ou moet heeldag op sosiale media wees, dit is baie gevaarlik, selfs vir volwasse mense om daar betrokke te wees, maar tog, baie kere kom jy goed oor 'n ou se pad, en celebrate dit net met mekaar. Moenie die humor vergeet in die huwelik nie. Dis baie belangrik. Dis baie belangrik. Ja, en die ding is ook om mekaar 80% te celebrate. En daai 20% waar mens dan voel jy nou hierdie pla my en daai pla my, moet dit nie op 'n date night bespreek nie. Ek dink dit is iets wat mens moet op 'n apart, en ons sal later daaroor praat van hoe om daai moeilike konversasies te hê, maar hou dit lig. Hou dit om mekaar en dit is nou weer eens waar dankbaarheid uitkom, dink ek ook, om dankbaar te wees. En dit is ook, want die Here sê, gaan go into his presence with thanksgiving, né? En net so gaan dit om in teenwoordigheid met die Here te kan wees, om in koneksie met God te wees, moet ons met dankbare harte na hom toe kom, né, na sy troon. Ja. En net so ook na mekaar toe, om te sê, luister, ja, my man het nou nog nie die rakkie opgesit in die badkamer, of hy het nou nog nie die gras gesny nie, maar weet jy wat, ek verstaan ook, my man werk hard, hy het dit reg gedoen, hy het die kar gedien, hy het my wiele omgedraai, so om dit wat hulle, juist, find him doing something right, laat ek het so stel, en dit is celebrate in mekaar. Ek dink baie kere, die bril wat jy op het, waardeur jy kyk, bepaal wat jy sê en wat jy doen. Ja. So as jy 'n negatiewe uitkyk het, en jou perspektief is die hele tyd net om te sien, waar is jou maat se foute, want jy wil jou huwelik nou reg kry, en hy moet verander, ek dink as jy daai uitkyk het, gaan jy vir jouself net groter probleme veroorsaak, want jy gaan die hele tyd kritiseer, en jy gaan nie vir mekaar dankie sê vir die klein goedjies nie, en jy fokus net op hierdie ding en daai ding wat verkeerd is, of die vrou en die man, vice versa. Die ander ding is ook, prys mekaar voor mense. Daai is belangrik. Dis deel van om mekaar te celebrate. Moenie daar voor almal sê, ja, my vrou is nou nie so flikse vrou nie, of haar kos is nie so lekker nie. Ek meen, dis nie die plek daarvoor nie, maar prys haar, en prys jou man. Ek dink, ons gaan nog praat oor die eer van die man, maar dit is een ding wat 'n man laat floreer, is wanneer sy vrou hom eer. Amen. En as hy uitvind, my vrou is besig om my te bespreek by haar vriendinne, van hoe sleg ek is, of hy hoor dalk, jy weet, hoe sy vrou van hom praat, dit maak diep seer, want 'n man se eer is vir hom belangrik, en dis nie omdat ons groot egos wil hê nie, dis maar net hoe die Here die man gemaak het. In Romeine 12 vers 10 sê, ons moet mekaar in eer voorgaan. So, dit beteken, ek maak doelbewus 'n punt daarvan, om jou waarde te erken, en dis deel van om mekaar te celebrate. Dis baie belangrik. Nee, julle, die aspek is so belangrik in die huwelik. So, ons gaan net so vinnige breek vat, en dan gaan ons 'n bietjie praat oor ons gaan net vinnig praat oor die 10 aspekte wat ons vandag genoem het, en ek gaan net so 'n paar pointers gee, as jy dalk notas maak, dan kan jy dalk gou dit neerskryf, en dan gaan ons weer volgende week aangaan met die volgende onderwerp. So, ons gaan net gou 'n breek vat, en dan is ek nou weer terug.
Julle, dit was so lekker om bietjie saam met julle te kuier vanoggend en om my man hier te hê. So kom ons praat net oor die 10 aspekte wat ons genoem het vanoggend. So eerstens, om 'n gesonde huwelik te bou, moet jy 'n goeie goddelike fondasie bou. Tweedens, ons fondasie moet gebou word op goddelike waardes en op sy woord. Nommer 3. Wanneer ons in gehoorsaamheid wandel, kry ons goddelike beskerming oor ons huwelik. Nommer 4. In die huwelik moet ons dieselfde waardes hê om 'n stabiele huwelik te bou. Nommer 5. Jou huwelik is 'n verbond, nie net tussen julle twee nie, maar ook saam met God. Nommer 6. Ken mekaar se liefdestale. En dan kom ons by nommer 7 uit, sê, maak jou maat se liefdestank vol met dit wat hy of sy spesifiek nodig het. Nommer 8. Maak tyd om saam te lag en om van te hê. Nommer 9. Maak tyd om intentioneel by mekaar se harte uit te kom. En dan nommer 10. Celebrate mekaar en word die beste weergawe wat God vir julle gemaak het om te wees. So mag jy en jou man en jou vrou, jou man en vrou, die week net weer by mekaar se harte uitkom. Dalk is julle nie nou op 'n goeie plek nie, maar mag julle weer net mekaar opnuut ontdek. Maak seker dat elkeen by dit uitkom wat die Here in hom geplaas het om die beste weergawe te word, wie jy moet wees, sodat jy die beste weergawe kan wees in jou huwelik en eerste God jou prioriteit te maak. Dian, ek wil vra dat jy dalk net vir ons saam bid vir hierdie huwelike. En as daar genesing nodig is of daar seer, laat die Here sal kom om met hierdie mense te werk vandag. Ja, kom ons bid saam. Vader, ons kom na U toe in die naam van Jesus Christus, U Seun. En Here, dankie vir Here, dit wat U vir ons geleer het in die woord. Here, dit wat U vir ons sê, hoe die huwelik moet werk. Here, dit is so duidelik. En Here, help ons om te doen wat U woord sê, want Here, dan sal ons hierdie huis op die rots bou. Here, ons kom en ons bring vanoggend elke huwelik voor U troon van genade, Here, om hulp te kry op die regte tyd, soos wat die woord vir ons sê in Hebreërs. En Here, ons bring elke persoon, elke hartseer, elke persoon wat deur 'n egskeiding gegaan het, van baie trauma en baie hartseer voor U troon van genade. En Here, ons vra dat U herstel sal bring, net soos wat U kan, want Here, U het gekom om die wat gebroken van hart is te genees. Here, U het ook gekom om die wat vasgevang is, vry te maak. En Here, U het ook gekom om die goeie nuus, Here, dat daar hoop is, vir elke huwelik vandag, Here, aan ons bekend te maak. Want Here, daar waar Jesus koning is daar hoop. Here, U sê ook in die woord dat wanneer ons wysheid kort kom, dat ons van U moet vra. En dan sal U dit vir ons gee, Here, as ons in die geloof bid. En Here, ons vra in die geloof vanoggend, dat U vir ons wysheid sal gee. Wysheid van wat van U afkom, nie van mense afkom nie. Oor elke situasie en elke huwelik, oor wat gedoen moet word. Here, want dit is so kompleks. En Here, ons het saamgestelde huwelike wat vandag luister, ons het geskeide mense wat luister, en ons het huwelike wat op die rotse is wat luister, en selfs gesonde huwelike wat vandag luister. Maar Here, ons vra dat U sal kom, en deur U genade en deur U Heilige Gees, vir ons die insig en die wysheid sal gee, om die regte besluite te maak. Vader, ons kom ook teen die vyand in die naam van Jesus, wat wil steel, slag en verwoes, in elke huwelik. En Here, ons vra dat U die vyand van ons sal wegvat, en Here, dat U ons sal op 'n plek kry, Here, waar ons dit wat U bedoel het van die begin af vir die huwelik, om U te verteenwoordig in hierdie wêreld, Here, aan die mense bekend te maak. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen. Dit was so lekker om weer vanoggend saam met julle te kuier. As jy dalk van die opnames soek oor dit wat ons gepraat het,
kan jy gaan kyk, dit gaan dalk nie nou dadelik beskikbaar wees nie, maar al die vorige opnames van Koffie en Genade kan jy vind op Your Destiny, saam met Lisel van Sail op YouTube, of Your Destiny, Your Story op YouTube, saam met Lisel van Sail. Jy kan ook gaan loer op my Instagram, dis Your Destiny, Your Story, of op Facebook is dit Your Year, Your Destiny. As jy dalk 'n boodskap het, of jy het 'n getuienis, of jy wil ietsie byvoeg, of jy wil dalk ook net saampraat, is jy dan ook welkom om Radio Kansel te WhatsApp, en jy WhatsApp Hartklank tussen Koffie en Genade, en jy kan 'n WhatsApp stuur na 082 657 2729. Ek moet herhaal net gou weer, dis 082 657 2729. So kom skakel volgende week weer in, waar ek en my man dan gaan praat oor genesing van jou seer en om 'n gesonde huwelik te bou. Ons praat weer lekker saam volgende week hierso, op Woensdagoggend van 9 tot 11, tussen Koffie en Genade. Lekker dag verder!